Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Dankie, Here, dat ons in U teenwoordigheid kan wees, Here. En dat ons kan weet, U is 'n lewendige God, 'n waarmaker van die woord. Here, U is genade, God van genade, en God van liefde. Here, dit is 'n voorreg om U kind te wees, Here. Here, ek vra dat U my woorde sal lei, soos ek het voorberei die week, Here, leer my met die Heilige Gees, Here, om nader aan U te kom, Here, en dat U die woord ons ook nader aan U kry, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie welkom almal. Ons doen die maand Bybelse figure, en dit is vir my 'n groot voorreg die temas wat sover uit dit gekom het, en hoe die vrouens van die Bybelse tyd ook daai voorreg het hierdie maand om ook uitgewys te word. So hierdie was vir my 'n moeilike boodskap om voor te berei, want as mens na Bybelse figure kyk, kyk ek altyd na die persone wat uitstaan vir die wonderlike goed wat hulle gedoen het, soos Samson het die Filistyne verslaan. Moses het die see deurgeslaan, dat daar pad is. So ons het al hierdie groot figure, ons het Jesus Christus, die Seun van God, wat 'n wonderwerk gedoen het, mens geword het, en ons vrygemaak het. Ons het al die fantastiese voorbeeld, ons het Dawid, en die Goliat verslaan met een klippie. En dit het vir my, toe ek voorberei het ook, het ek voorberei oor Judas die verraaier. En vandag wil ek oor Judas praat as 'n persoon. As mens aan Judas dink jy dadelik Judas die verraaier. En as iemand teen jou iets doen, is hy ook altyd 'n Judas of vir iets. En mens weet hoe daai gesegde gaan. So ek wil afskop met 'n gedig. Judas Iskariot, 'n hart se struikelblok. Hy het gestap waar die lig gebly het, woorde van wysheid, wonders gesien, saam met die disippels, Jesus gevolg, maar sy hart het stadig verdien. Hy het die beursie vasgehou, 'n rentmeester, slimme netjies, maar agter glimlagte en sagte woorde, het gierigheid hom stil verpletter. 30 silwerstukke, 'n wins vir verraad, 'n soen wat 'n siel verraai. Die oog wat hom tog geken het, maar hy het nie omgedraai. Sy gewete het hom bitter getref, spyt soos golwe oor sy siel, maar berou sonder vergifnis gevind, 'n hart wat leeg versiel. Judas 'n les vir elkeen van ons, nie hoe jy begin, maar hoe jy eindig, want 'n hart wat nie vir Jesus klop, word gou deur duisternis verblind. So ek wil afskop met die goeie eienskappe van Judas Iskariot. Tog het Jesus hom gekies. Hy was 'n volger van Jesus. Daar was 'n rede hoekom Jesus hom gekies het. Ek glo nie Jesus het gesê ek het jou gaan my verraai met 'n disipel wees nie. Daar was goeie kwaliteit aan hierdie man. Hy was 'n volger, hy was 'n disipel van Christus. So as ons kyk na Johannes 12 vers 6. Judas was die tesourier van die groep. So hy het al hulle geldsaake beheer, was in sy beheer. En hy was die ou wat na hulle gekyk het, want seker gemaak die gelde is alright. So as ons lees Johannes 12 vers 6, dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die buitewas gevat. So ek sien dit ook, as jy weet iemand gaan van jou steel, jy gaan nou nie vir hom sê hierso, vat my harde werk, vat al my geld wat ek voor gewerk het nie. Hierdie ou was, hulle het hom vertrou. Hulle het hom in 'n goeie lig gesien. So, ja,
Hy het goeie eienskappe gehad, maar dit het in slegte eienskappe verander. So dan kyk ons na sy toewyding aan die sending. Hy het alles agtergelaat en Jesus gevolg, net soos aan die ander disippels. Hy het die deel aan die bediening gehad, hy het deel aan die opoffering gehad, hy het deel gehad aan die toewyding. Judas was 'n intelligente, georganiseerde persoon, om na ander mense se geld te kyk, om daai tipe administrasie te bestuur vir 12 verskillende persone, 13 in totaal, saam met Jesus, vat 'n intelligente mens om daai tipe saak te hanteer. Hy het ook 'n invloedryke teenwoordigheid gehad. So as ons gaan kyk na Johannes 13 vers 21 en 30, gaan vinnig deur dit lees. Toe Jesus dit gesê het hy in sy gees ontstel geword en getuig en gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel, omtrent die een wat van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir Jesus liefgehad het aan die tafel teen die bors van Jesus gelê, Simon Petrus, knik toe vir hom, dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom: Here, wie is dit? Jesus antwoord: Dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee en ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar, en Jesus sê vir hom: Wat jy doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommiges het gedink terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê: Koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. En as nie uit leierskap potensiaal gehad Judas, want niemand het hom verdink nie. Net Jesus het geweet, want Jesus is alwetend, hy is die seun van God. So hulle het 'n beeld gehad van Judas, niemand het daarop gespring, al 11 het opgespring en gesê dit gaan Judas wees nie. Hulle het 'n hoë opinie van hom gehad. Een ding wat uitstaan van Judas is sy gewete en berou. So ons weet, hy het Jesus verraai vir 30 silwerstukke, Matteus 27 vers 3 tot 5. En hy het sy fout besef, maar hy het berou gehad, maar hy het nie vergifnis gevra nie. En ons weet hoe sy storie geëindig het. So kom ons lees Matteus 27 vers 3 tot 5. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwerstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: Ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord: Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel gegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Daar was 'n oomblik waar hy vir vergifnis kon gevra het. En ons gaan ook uitkom by hoe Petrus en van die ander disippels ook tekort gekom het. En vir ons kan ons kyk na Judas as onvervulde potensiaal. Hy het nooit sy potensiaal. Die Here het altyd, die intensies wat die Here vir ons het, is altyd goed. Die Here het hom aangestel as 'n disipel. Die Here het hom aangestel as 'n dienaar, as 'n volgeling. Dit was 'n onvervulde potensiaal. Die Here wou hom ten volle gebruik het. Hy het goeie eienskappe gehad. En ons moet net daai voorbeeld in ons harte koester, dat die Here wil goed hê vir ons. So as ons kyk na wie Judas Iskariot is. Iskariot kom van die dorp Kirios, en is afkomstig daarvan af. En wat het hy gesien? Hy het gehoor, hy het die wonders gesien, alles wat Jesus gedoen het, hy was deel daarvan. So kom ons kyk na sy slegte eienskappe. Soos ons weet, as hy lief vir geld, en soos ons in die vorige skrif gelees het, Johannes 12 vers 6, het hy die beursie homself gehelp. Hy het soos 'n
betroubare disipel voorgekom, en hy het van agteraf sy eie agendas gehad. En dit is ook 'n ding waarna ons moet kyk. Sy goedheid klein begin, so hy het bietjie hier gevat, bietjie uit hulle sak gevat, bietjie homself gehelp, en dit het later gegroei. So, partykeer steek ons goed weg as klein sondes of is goue verbid, maar dis goed wat ontwikkel en groei. Judas was van 'n volgeling geword na 'n verraaier, want hy het die verkeerde goed in sy lewe toegelaat, hy het die agendas gevoed. So dis hoekom, toe ek gestudeer het ook altyd, het hulle gepraat van heiligmaking. Ons moet daagliks ons kruis neerlê, ons moet daagliks na die Here toe soek. Hy het tog Jesus gehaat, hy het gesien wat Jesus gedoen het, hy het die krag van die Here gesien, en tog steeds het hy die Here verraai, want hy het die sonde wat hy gedoen het probeer toesteek. En hy het homself beroof aan die einde. Hy het die berou gehad. Hy het die geld teruggegee. Maar dis wat vir my so uitgestaan het, soos ek voorberei het vir die preek, is hoe hy terugkom keer na die Here toe. Jesus het tog opgestaan. Jesus het vir hulle gesê, hy gaan weer opstaan. So, hy het 'n deel gespeel, dat Jesus, dit was 'n profesie in Psalm 41 vers 9, Sagaria 11 vers 12 tot en met 13, dat Jesus vir ons gaan sterf op 'n kruis. En dit het ons redding moontlik gemaak. So wat ons uit sy lewe kan vat, is, en ek voel na vandag, is vir my ook 'n les, dat ek Judas net as 'n verraaier moet sien nie, maar as 'n voorbeeld van mens moet naby aan die Here bly, mens moet aanhou die Here soek. So nabyskap aan Jesus beteken nie outomaties 'n opregte hart nie. So hy was fisies naby Jesus, hy het die wonders gesien, hy het die werke gesien, maar sy hart was nog steeds ver van die Here af. Daar was bedrog in sy hart, daar was diefstal in sy hart, daar was verkeerde intensies in sy hart, en ongelukkig het hy dit bly voed. Elkeen van ons het slegte eienskappe en goeie eienskappe. Dis wat ek hier ook wil uitwys. Ons moet aan die goeie eienskappe ontwikkel en fokus. So ja, soos ek gesê, dit begin klein. En 'n onbeleide sonde groei ongelukkig. Berou is nie genoeg vir sondebekering nie. Ons moet berou hê oor wat ons verkeerd doen in ons lewens, maar ons moet ook ons sondes bely voor die Here. So ek wil met 'n slotgedagte vir hierdie deel afsluit en dan gaan ons verder. So hy is een van die tragiese Bybelfigure wat ons die maand gaan bespreek. En hy het gewandel en hy was vasgevang in die wêreld en die wêreldse begeertes. En dit moet vir ons as 'n herinnering dan, dat ons harte daagliks moet ondersoek, dat ons nie wat ons verkeerd doen toe moet sweer nie, maar ons moet daai ontwikkeling toelaat in ons harte, daai heiligmaking toelaat. Ons moet ons motiewe rein hou en gefokus op die Here. So ja, ons dink aan, so ons gaan aan. So ons dink aan Judas net as die slegte. Maar hy het goeie eienskappe gehad. Die Here was lief vir hom en hy was 'n volgeling van die Here. En ja, dit is vir my net, dit is hoe dit is met die lewe. As jy kan honderde goed reg doen, as jy een ding verkeerd doen, is dit gewoonlik wel vir die bekend staan. So dit moet ook ons die genade wat die Here vir ons het aktiveer, en dan ook die genade wat ons binne ons moet hê aktiveer. So wat vir my uitstaan is, dalk het Judas 'n ander verwagting gehad van die Here. Ons weet dit van die Fariseërs, hulle het 'n verwagting gehad van hoe die Messias moet wees. Die Jode wag nog steeds vir die Messias. Hulle het 'n verwagting gehad van hoe Jesus Christus moes wees. En hy het nie daai prentjie gevorm van wat hulle wou gehad het nie. En dis hoekom hulle hom nie aanvaar het as die Messias nie. So
daar is 'n argument dat dalk het hy Jesus as 'n politieke bevryder meer gesien. So hy dalk nie daai prentjie nie, so hy het 'n tipe van idee gehad. En dit kan ook 'n ding wees wat 'n ondergang van ons kan wees. Ons het 'n vooropgestelde idee. So ons moet net ons harte totaal en al oorgee aan die Here. So Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, wag op die Here. Dan kyk ons na 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle onregtigheid te reinig. 1 Johannes 1 vers 9. So ons sonde is sonde. En al lyk dit klein, moet ons nie toelaat dat dit krag en beheersing oor ons kry nie. Dit kan enige tipe sonde wees. Daar's verskillende tipe sondes wat klein begin en dit kan heeltemal jou lewe verwoes. So daar's 'n paar vrae wat ek net wil los. Wat motiveer jou om Jesus te volg? Soek jy hom vir wie hy is, vir wat jy van hom af kan kry? Is daar sondes wat ek ignoreer of toesmeer? Is daar iets wat ek rasionaliseer of wegsteek, regverdig, ontken? So nou is dit die tyd om dit tot lig te bring. Dan het ons nog gevra 2, 3, 4 vrae. Hoe hanteer ek my teleurstelling met God? Dwing ek my planne op hom af of vertrou ek sy plan? Is my verhouding met Jesus werklik en persoonlik? Of is ek net besig met godsdienstige gewoontes sonder hart? En dit het vir my uitgestaan toe ek die diens voorberei vir elkeen van julle, is net Judas in geheel, hoe hy tekort gekom het, en ons onthou hom meestal net vir die verraaier wat hy was. Maar, as ons ook kyk na Petrus, hy het ook Jesus verloor, maar daar was vergifnis op sy hart gewees, en ek voel dis 'n toepaslike skrif vir elkeen van ons. Ek dink, as ek deur my lewe kyk, hoeveel families uit mekaar uitskeer oor versimpel goed, kan erfgoed wees. Ek het dit al oor en oor gesien, families kwaad is vir mekaar, die ene het daai gesê, die ene het dat gesê. Ons moet vergifnis in ons hart hê. Ek het self in daai geval waar ek nie met familielede wil praat nie, maar hulle het dit en dat oor my gesê. Maar die Here moes vergifnis in my hart geactiveer het, sodat ek al mense kon vergewe en weer daai verhouding maak. En dit is wat belangrik is. Ons moet nie laat dit ons verhinder nie. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium baie seer gekry, so ek praat 'n bietjie van myself hier vandag, maar ek het seer gekry op 'n stadium deur mense naaste aan my. En dit het my weggehou van die roeping, van die roep van die Here af. So ek het 'n klompie jare teruggestaan en ek is tot vandag toe dankbaar vir die vrou wat die Here my gegee het. Sy het net aangehou met my en sy het net nooit opgegee nie. Sy het geweet daar's 'n roeping, sy het geweet daar is 'n plan van die Here af. Ek het dit ook geweet. Maar die Here het my bly terugroep. En ek moes die vergifnis toelaat. Ek moes die Here toelaat om daai verskil in my te maak. En ek was bitter, ek het nog steeds struikel in my as 'n persoon. Maar ek weet, die Here is goed en ons waarheid in sy woord. En ek kan sê, van die dag af wat ek die gehoorsaamheid gekies het, as die Here se hand nog altyd daar. Nie dat sy hand nie daar was nie, maar ek kan net sien, as mens daai pad stap oor die deur oopmaak vir 'n mens. En dis die voorreg wat ons het. En dis die vergifnis wat ons moet toepas in ons harte. Die
Jesus het Petrus vergewe. Hy het ook verkeerd gedoen. Die disippels het ook weggehardloop by sy kruisiging. Hulle was nie daar nie. Maar ons aanbid 'n genadige God, 'n lewendige God, 'n God wat omgee. So elkeen van ons hier beteken iets vir hom. Hulle laaste skrifdeel, Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Dit is vir my mooi. Ek onthou toe my eerste laaitjie gebore was. Daar was 'n dadelike liefde geaktiveer binne my, 'n dadelike trots. En daar was dadelik 'n verantwoordelikheid in my hart van, hierdie is my kind, ek is verantwoordelik vir hom. Ek moet sorg vir hom, ek moet seker maak, hy is alright, hy is gesond, dat ek 'n goeie pa vir hom wees. Dit is 'n liefde wat mens nie kan beskryf nie. En ek sien altyd die Here, en die Here vergelyk het ook altyd so, dat hy ons pa is. Die Here bekommer hom oor ons, die Here gee om vir ons. En elkeen van ons het 'n plek in sy hart. En die lewe is ongelukkig so gejaagd. Ek dink ons kan elkeen werklik weet wat in elke persoon se hart hier aangaan. Maar elke persoon hier het 'n vorm van seer, teleurstelling. Dalk is dit 'n beroep wat hulle nooit gaan uitbeoefen nie. Ek het al soveel mense ontmoet wat 'n passie het vir iets en nooit in haar rigting gaan nie. Want die lewe werk met baie keer so uit. Mense verloor kinders. Ons bly in 'n gebroke skepping en daar is seer in die wêreld. Daar is teleurstelling. En ek wil hê ons almal net nader kom staan. Kan almal sommer vorentoe kom. Dink is 'n voorreg wat ons hier het. Ons almal glo in die Here. Ons almal is kinders van die Here. En 'n ding wat vir my ek glo ons as gemeente, ons kan daar wees vir mekaar. Ons kan mekaar bystaan. En my Here is ook altyd goed. Ons het goeie mense hier. Almal se harte is opreg en rein. So ek wil net vir elkeen 'n gebed hierso los. Ek wil net vra dat ons oë sal sluit en ons gaan sommer die diens hier afsluit ook. Here, ek vra dat U met elke hart hier sal wees, Here. Ons almal wat hier staan het 'n asem. Ons almal hier wat U is het 'n doel, Here. Here, ek vra dat U in elke hart sal werk. U ken elke hart, Here. Van ons het slegte eienskappe en goeie eienskappe, Here. Van ons het verskillende struikelblokke. Ons almal redeneer nie dieselfde nie, Here. Here, maar ek vra dat U werklik in elke hart sal werk. Ons is elkeen belangrik vir U, Here. U ken ons op die naam. U weet, U tel elke haar op ons kop. U sê deur en deur in U woord hoe belangrik die mens vir U is. Dat U Vader is oor elkeen van ons, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons hier het, Here. Here, daar waar daar gebrokenheid in harte is, Here, ek vra dat U daai gebroke harte sal aanraak, Here. En ek vra dat U hierdie gemeente sal stig, dat ons daar staan vir mekaar, daar wees vir mekaar, dat ons mekaar se knoppie kan druk.
Here, dankie vir die getrouheid, dankie vir die genade, en dankie vir die liefde. Here, ek vra net dat jy ons verwaar, net die hand oor ons sal hou, en dat die engele daar oor ons sal trek. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons as 'n eenheid hier kan staan, as gelowiges, dat ons buite kan beweeg in die werksplek, by die winkel, waar ook al, ons net 'n verskil vir U sal maak, Here. In die wêreld hou ons dop, Here, en dat ons altyd net daai liefde straal. En Here, dankie vir hierdie voorreg wat elkeen van ons het. Ek vra dat jy in elke hart sal werk. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie.